Goeiedag en baie welkom by sessie 12 van module 3 in ons reeks wat gaan oor die roeping van 'n disipel. Ons is nog altyd besig om te kyk na Israel se roeping en hoe God vir hulle begelei het. Ons het verlede keer gewys op hoe God vir Josua die belofte gegee het dat hy hom nooit in die steek sal laat nie. Nou die volk het toe nou gevestig daar in die land Kanaan. Aanvanklik het God self oor die volk regeer deur die rigters wat hy vir hulle voorsien het. Maar van die begin af het die volk maar weer aan mekaar geneig om van God af te dwaal en in ongehoorsaamheid te leef. Dan het God 'n rigter vir hulle gestuur wat hulle weer terugbring op die pad. En op die ouend het die volk die begeerte uitgespreek om ook 'n koning te kry soos die ander volke het. Want die ander volke het konings gehad. Nou Samuel wat toe nou die profeet was nie baie gelukkig daarmee nie, want hy het gesê, God regeer hulle, nie 'n koning nie. Maar God het op die ouend gesê, dis goed so, hulle kan 'n koning kry, daar gaan wel konsekwensies wees, want daar's belastings en daar's allerlei ander dinge wat 'n koning gaan vra, maar is reg, hulle kan 'n koning kry. Nou die eerste koning was 'n redelike mislukking, Saul, wat op die ouend ook maar weer ongehoorsaam aan God was. En daarom besluit God om 'n nuwe koning vir hulle te gee, koning Dawid, wat genoem word 'n man na God se hart. Nou ons het natuurlik 'n skatkis van wysheid deur Dawid bekom met veral die psalms wat hy geskryf het. En leer ons baie van wat dit is om in 'n disipelskap verhouding en 'n verhouding in afhanklikheid van God te leef. En die egtheid daarvan, die worstelinge wat Dawid gehad het, om nie maar net 'n lekker gemaklike lewe te lei nie, maar 'n lewe wat hy geweldig baie teenkanting moes hanteer, selfs van sy eie familie. Maar hoe God hom deur alles gedra het. En dit is baie sterk deur hierdie hele reis in die Ou Testament. God se teenwoordigheid, God se betrokkenheid. En daarsonder kan niemand wat deur God geroep word regtig hierdie reis aanpak nie. En hy bied hom nie self aan as ons bondgenoot op die reis om die lewe vir ons makliker te maak, om die probleme uit ons pad uit weg te neem nie, maar omdat hy weet, dis nie 'n maklike pad nie, omdat hy weet, in hierdie wêreld is daar baie struikelblokke, baie teenkanting vir sy kinders. Daarom bied hy homself aan en sê, ek sal saam met julle die pad loop, ek gaan julle nie alleen laat nie. En dan na Dawid kom sy seun Salomo wat by hom oorneem. En ook deur Salomo leer ons geweldig belangrike lesse, veral oor die wysheid. En wysheid is 'n baie belangrike ding in die lewe van enige geroepe kind van God, enige disipel, om te leer om met wysheid te leef. En ek wil hier net so 'n paar van die pragtige juweeltjies uit Spreuke en uit Salomo wat hy met ons gedeel het, deel, sodat ons kan bietjie nadink oor die wysheid wat tot ons beskikking is. Nou in Spreuke 3 vers 5 tot 7 kry ons hierdie baie bekende verse. Ek dink baie van julle het dit al gelees en dalk al ontvang op 'n kaartjie of iets. Waar Salomo sê, moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken die Here in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. En dit is so omvattend, so belangrik, want kyk, dit is mos maar ons tweede natuur om op ons eie insig staat te maak. Ons sê so graag, ek gebruik net my gesonde verstand, of gebruik jy tog net jou gesonde verstand. Maar ons eie insig is nie altyd so gesond nie, en ons moet maar bewus bly daarvan, en nie daarop alleen staat maak nie, maar leer om te luister en te wag op die Here, en hom te ken in ons totale lewe, dan kan ons sy wysheid bekom. En dan ook in Spreuke 8 sê Salomo daar op 'n plek dat ons wysheid bekom deur elke dag op die Here te wag. Nou hy gebruik die voorbeeld van na sy tempel toe te gaan en daar in die tempel by God se teenwoordigheid op hom te wag. Ons weet, ons hoef nie vandag meer kerk toe te gaan nie, want ons liggame is sy tempel. Ons kan op enige plek leer om op hom te wag en dat hy sy wysheid met ons deel. In Spreuke 3 vers 8 sê Salomo dat die wysheid is 'n geneesmiddel en dit verkoop jou liggaam. Nou ek dink daar's onsaglik baie waarheid hierin.
dat die wysheid van God 'n fisiese effek het op ons liggame, nie net op ons geestelike lewe nie, en ons emosionele lewe nie, maar ook op die liggaam. Want hoe meer jy gevul word met die wysheid van God, en vanuit sy wysheid leef, wat jou totale lewe insluit, hoe jy jou lewe inrig, hoe jy leef in jou liggaam gesond en fiks hou, hoe jy gelei word om gesonder te eet en 'n gesonde lewenspatroon te handhaaf, dan dit alles is 'n geneesmiddel. Want jy sien om baie keer maar net holders te bolder en slordig te lewe, sonder oefening, sonder om te dink wat jy eet, om jouself te ooreet, om slordige gewoontes aan te kweek, soos laat voor die televisie te lê, tot jy amper aan die slaap raak en moeg op te staan, maak van jou 'n ongesonde mens. Maar die wysheid van God help jou om hierdie balans te kry, wat vir jou totale menswees gesond is. Want God lei nie net vir jou rondom keuses wat jy in die lewe moet maak nie, maar ook die manier waarop jy lewe. Dan sê Salomo ook dinge soos dat die wysheid ons die regte koers laat loop. Dit gee ons leiding in wat ons doen. Dit beskerm ons selfs in ons slaap. Dit is soos 'n lig op ons pad. En dan in Spreuke 8 maak hy ook hierdie geweldig treffende uitspraak. Hy sê, wie die wysheid gevind het, het die lewe gevind. En so iemand geniet die guns van die Here. Dit maak weer eens so baie sin. Ons sê so maklik as dit lekker gaan en goed gaan, dan sê ons, dis nou die lewe. Nou Salomo sê, as jy die wysheid gevind het, dis nou die lewe. Dan geniet jy die guns van die Here. Want dan leef jy op 'n manier wat God bedoel het ons moet leef. En dit is gesond vir jou menswees in alle opsigte. En dan is daar ook hierdie geweldig belangrike ding wat hy in Spreuke 4 vers 23 sê, dat ons veral versigtig moet wees met dit wat in ons harte omgaan. Want dit bepaal jou hele lewe. Nou hierdie oor kan jy baie lank gaan nadink. Die goed wat jy in jou hart toelaat, die gevoelens teenoor ander, die gedagtes, hoe jy dikwels daar in jou hart hierdie wrokke dra, mense wil terugkry, mense wil bykom, mense net op 'n manier een of ander ding wil aandoen as hulle iets aan jou gedoen het. Maar nie net rondom negatiewe verhoudinge nie, ook goeders wat jy miskien jouself net in verlustig, wat nie goed is vir jou nie. Dit wat jy in jou gedagtes en jou denke toelaat, dit wat jy kyk, dit wat jy lees, die gesprekke wat jy het, al daardie goed bepaal jou hele lewe. Dit bepaal waarmee jy gaan slaap in die aand. Dit bepaal hoe jy slaap. Dit bepaal wanneer jy opstaan, hoe jy opstaan. Wat in jou gedenke aangaan, soos jy deur die dag gaan. En daarom is dit so belangrik om te leer om ook ons denke te laat vul met die wysheid van God. Dat ons dit so sal bepeins en sal inneem, deel van ons sal maak, soos wat ons nou in die vorige sessies al gepraat het en gesels het daaroor, deur tyd met God te spandeer, te wag op hom, dat ons totale lewe bepaal word deur die wysheid van God. Nou, as geroepenes, as God se verteenwoordigers, glo ek, het ons in hierdie wêreld geweldig baie wysheid nodig. Die kerk, die liggaam van Christus, ly so baie keer skade, net deur oorhaastige besluite, dom besluite, besluite wat deur die ego gedryf word, besluite waar God glad nie geken word nie. En ongelukkig baie keer deur toegewyde kinders van die Here. Ek glo dis nie nodig nie. Ons kan leer om nie op ons eie insig staat te maak nie. En werklik vir die Here te ken in alles wat ons doen. En dan sal hy ons die regte pad laat loop. Dankie dat jy weer saam geluister het.